Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se saamwees. Ja, ek dink sommer so 'n ander dag hier by ons in die erediens, toe het ons 'n wonderlike geleentheid saam met mekaar gehad. En ons as gelowiges het by mekaar gekom en dan ook bely dit wat Christus vir ons gedoen het. Ja, en dan kan ons net dink wat 'n impak dit het op ons lewens. Ons dink aan die ou lewe, nee, soos daarop deur Paulus geskryf word, van die oue wat verby is en die nuwe wat gekom het. En dan daardie wonderlike ding om te weet, ek lewe glad nie meer vir myself nie, maar ek lewe vir hom. Ek lewe vir Jesus. Ons leer so iets daarvan met Paulus se bekering, daar in Handelinge 9, vanaf vers 19 tot 20. Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoge begin om te verkondig dat Jesus die Seun van God is. Ja, en ek dink sommer so aan die oudste belydenis van die kerk. Jesus Christus is die Here. En wat dit vir ons mag beteken. Om te weet, ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef vir hom. Kom ons bid saam. Here ons Here, dankie vir die voorreg wat ek mag hê om saam met my geloofsgemeenskap te mag bely, Jesus Christus is die Here van ons lewe. Here, dankie dat ek mag weet, ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef vir U. Dankie Here dat die ou verby is en die nuwe gekom het. Here, dankie vir U liefde en die offer wat U vir my en vir ons almal betaal het. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê en mag jy voluit leef vir hom wat sy lewe vir jou afgelê het. En nie net dit nie, maar ook uit die dood opgewek is. En daarom kan jy vir hom leef. Mooi bly.